Hy sê jakkals. Hy suip en dan kom preek hy. Hy hoer, dan kom preek hy. Hy gaan teen God se woord en trou man en vrou, kom preek hy, jou jakkals. Dit is lekker om met julle almal te gesels wat nou volg, kan jy nie weggaan nie. As jy nou klaar geëet het, los daai bord net daar. Kom sit, roep die kinders in die kamer, want hier gaan nou tonele volg. Ons gaan 'n bietjie praat, hoe lyk die kerk werklik? Ja, daar's sommige kerke wat wonderlik is, en die pastoor kan niks aan hierdie goed doen nie. Party pastore kan, party kan nie. Maar wat ons gaan vandag voorstel is, hoe lyk die kerk binne in die gees? Terwyl dit lyk of ons blink van buite is in die gees. Hierdie doel is nie om die kerk af te breek of dat jy nie kan kerk toe gaan nie. Hierdie doel is reeds dat jy eers te bekeer en jou houding en goed met God reg kry. Hierdie is gedramatiseer en daarom mense wat tonele hier speel, bid is oor. Ons breek die vloeke en jy gaan vandag sien en mag God jou aanraak as jy ook anderster by die kerk is as in die straat. Geniet hierdie een, die Here seën. Maar kom ek vertel julle gou iets. Jare terug, Kruiskyk is nou 18 jaar oud en ek dink dit was in die 2de jaar of die 1ste jaar. Neem ek 'n struis op en hy sit ook gedramatiseer. En ons neem nog op van 'n gay dominee. En hoe hy op die ou end ook Jesus nie as 'n pastoor in sy kerk sal aanvaar het nie en verwerp het, die kerkraad. En 'n vrou bel, 'n Portugese vrou, as jy nog lewe en jy's nog daar en jy kyk ons op Kruiskyk, jy was laas van Lady Brand as ek reg is. Skakel my asseblief. Dis 17 jaar terug, 16 jaar terug. En sy sê ek is klaar met julle. Omdat julle nou ook hierdie gay goed aanneem. En wat toe by haar gebeur? Ons sê toe dis gedramatiseer. Jy het nog jou ou TV's gekry, ek weet nie werk dit nog so nie. Toe die dramatisering by haar TV afgesny. En sy het gedink dis ons reël. Daarna het sy een van ons wonderlike ondersteuners geraak. Die Here seën. Kom ons bid net lekker saam. Here, baie dankie dat ons 'n voorreg het om met hierdie tegnologie te dramatiseer, Here, die Bybel in praktyk uit te bring. Here, dat mense aangeraak word. Ek eer U my God vir elkeen na buite wat aangeraak is. Laat die oes groot is en laat dit ingesamel word. Here, seën asseblief hierdie diens en dankie my God dat ons met die koning van die konings mag praat. Ek eer en ek loof en ek prys U in Jesus naam. Amen. Nou stel ons gou die prediker vandag voor, pastoor Jakkals. Baie dankie, o geagte, dat ek op U kansel vandag kan pras. Die Here seën. Goeiemôre. Eers wil ek verskoning maak. Ek weet daar's mense met die van jakkals. Julle is nie skelms nie. Maar dit is ons voorstelling vandag. Tussendeur hierdie preek sal jy voorstelling sien hoe die kerk in die gees lyk. Ons sien baie keer goed fisies. Maar hoe lyk die kerk geestelik? Baie van ons, en hierdie is nie om die kerk af te breek nie. Maar baie keer agter die preekstoel staan iemand wat so lyk in die gees. Hy sê jakkals. Hy suip en dan kom preek hy. Hy hoer, dan kom preek hy. Hy gaan teen God se woord en trou man en vrou, kom preek hy, jou jakkals. Mag God vandag hierdie diens seën. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net vir 'n oomblik dat julle maskers geopsit. En laat die kameras net wys hoe lyk mense uit hier in die gees.
Wil ons sê dat 'n gay persoon, 'n dronkaard, 'n roker, 'n dief nie mag kerk toe kom nie? Nee, ons wil hulle reeds by die kerk hê. Hulle moet reeds kom. Hulle moet daar wees, maar nie in die leierskap nie. Hulle moet daar wees om te hoor die boodskap en dan te bekeer. En dan bloed gewas word deur Jesus Christus. En daarna kan hulle in leierskap wees. As iemand 'n moordenaar was, 'n dief, of enigsins 'n gay persoon of wie, vir owerspeller. Baie mense sê, ek sal nooit weer trust nie. As nou die dag iemand gehad het wat 'n datum bepaal wanneer Jesus kom, was daar baie mense wat nou nog sê, hy kan nie weer preek nie. Wanneer Jesus se bloed ons skoon was, is ons skoon. Wanneer 'n sondaar bekeer van sy ongeregtigheid, dink God nie weer daaraan nie. So jy wat aan ander iemand se sonde dink en dit kort voor sy gesig gooi, dit is judgment wat Matteus 7 van praat. Judge is nie as ek sê, jy is 'n kandidaat vir die hel as jy nie bekeer van jou sonde nie. Dis waarskuwing. Amen. Ek wil vanoggend Matteus 21 verduidelik. Maar ek wil beginne waar Jesus inry. Ek sal aan die einde lees, so jy kan maar net luister. Waar Jesus inry met die donkie, wat my gisteraand stryk op straat. Jesus kom op 'n donkie. Mense op straat, dis nie in die kerkie, dis buite. Ek wil weer sê, hierdie boodskap is nie om die kerk af te breek nie. Ek like kerk. Ek glo aan Hebreërs 10 vers 25, jy moet jou samekomste bywoon. Maar ek sê met dieselfde asem, alles wat hulle kerk noem is 'n kerkie. Waar mans en vrouens trou, ag man en man trou en vrou trou, is nie kerk nie. Dis nie van God nie, dis nie Jesus se plek nie. En as jou hoofkantoor dit besluit het, al is jy hoe hieronder met jou goedjies, jou hoofkantoor het God getart, dis nie kerk nie. En luister nou 'n slag na hierdie boodskap. Maar, ek wil vandag vir jou duidelik wys, hoe lyk dit in die gees wat ons is. En ek sê weer, jy moet die verskil maak. Jy moet nie in jou sitkamer sit en sê, dis hoekom ek nie kerk toe gaan nie. Dis gewoonlik julle wat so sê, wat so vrot is, en die kerk vrot maak. Jy is besig om teen 'n instansie van God te praat. God het die kerk ingebring. En as jy teen die kerk praat, praat jy teen God. Nou praat ek natuurlik van die ware kerk van Christus. En samekomste in Jesus naam. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie gesels. Weer sê ek, nooi die sondaar kerk toe. 'n Kerk moet in die oggend ruik na soetwyn. 'n Kerk moet ruik na suurwyn. 'n Kerk moet ruik na klomp rookasems. Maar die rookasem ou, moenie oor 10 jaar nog steeds ruik nie. Hy moet change. Terwyl ons hierdie tonele opvang, wat jy nou net gaan sien, sê mense vir my, jy kan alles opvang, maar ons kan hom nie in die kerk rook nie. Ons kan nie in die kerk rook nie. En die Here sê gisterand vir my, kom jy agter, hulle het 'n steengebou bo my gestel. Hulle sal nie hoer in 'n steengebou nie, wat die kerk genoem word nie. Hulle sal nie rook nie, want hulle is verskriklik godsdienstig. Maar my, wat elke dag om hulle is, blaas hulle die rook in my gesig. Hulle hoer, terwyl ek hulle sien. Maar as hulle by die kerk kom, trek hulle gefrietjies. Verskriklik mooi. Skyn heilig. Hulle het die sement en stene bo my gestel. Dit beteken nie dat 'n kerk 'n goeie plek is nie. Dit beteken, pas op,
Net soos baie van ons vir Israel lief is. Ons is baie lief vir Israel. Maar party mense aanbid items uit Israel en gebruike van Israel baie meer as vir God van Israel. Ek is lief vir Israel. Ek is lief vir die Palestynë. Ek is lief vir almal. En ek bid vir die terroriste, die vyande. Maar ek het al mense gesien, omdat daar 'n Israeliese vlag op 'n bottel wyn is, daarom drink hulle hom. Jy moet pasop dat jy nie 'n idol van Israel maak nie. Pasop dat jy nie 'n idol van 'n Jood maak nie. Ek is lief vir Jode. En hoe God besluit het hy kies hulle, hy het hulle gekies. En daar bly ons vas staan. Ek question nie vir God nie. En ek gaan hom nie aanvat hoekom hy dit en dat sê nie. En as jy God wil question, try dit. Nou, Matteus 24, kom Jesus met 'n donkie in. En op straat gooi hulle trek hulle oorpakke uit. Hulle het nie kaal gestaan nie, maar klere uit, hulle ekstra klere. En hulle gooi dit voor die donkie. Hulle sny palmtakke af, hulle gooi dit voor hom. Iets sê vir my, daar buite op die straat was die worship beter as by die kerk. Sê weer, ek breek die kerk af. Die kerk, ons spreek hom aan vandag, moet regkom. Jesus kom in Jerusalem in, en hy stap tempel toe. Toe hy afklim van die donkie af, toe stap hy in die tempel in. En hy sien in die gees en fisies, hoe lyk die kerk. En hy vleg toue, 'n sweep. Hierdie Jesus wat sonder sonde is, begin slat hulle en jaag hulle daaruit. Mense moet tog dadelik verstaan in die godsdienstig raak nie. God het nie van bazaar gepraat nie. Niks fout met 'n bazaar wat die geld insamel vir die kerk. Niks fout nie. Hierdie mense het die duiwe verkoop vir hulle self. Hierdie mense het braaivleis verkoop vir hulle self. Hulle het dit 'n rowerspelonk en 'n market gemaak vir hulle self. 'n Funksie by 'n kerk wat sonder drank gepaard gaan, die hartseer is nie God se plek as jy by jou bazaar drank het, waar die kind hand aan hand verbyloop en sien oom Willem syp. By Jesus se plekkie, sies dominee, sies kerkraad, kry julle nie verdomp skaam nie. Jy kan jou mond ooppak en sê wat jy wil, man. Ek sê vandag vir jou, jy het nie breins nie, en jy besit God nie. Dit is hoekom jy sulke nonsens aanjaag. Drankverkope by 'n kerk is so van die pad af. Jy moes nooit 'n predikant geword het nie. Dis my kerkraad. Dan is jy te slap saam met die kerkraad, want julle kan nie julle kinders reg opvoed nie. Die ouer wat nie hulle kinders met wyn opvoed nie, moet nou kom kyk wat daar aangaan. Okay. Kom ons kyk na ons eerste toneel, hoogmoed. En ek wil sommer dadelik sê, die Here gee my gisteraand. Ek bid nog so. En ek sit die TV aan. En Benny Hinn sê, you must die in yourself. En ek het my boodskap sommer daar. Jy moet doodgaan in jouself. Jy's te vol van jouself. Ek en jy. Dis hoekom ons sukkel jakkals gesigte het. Dis hoekom ek nie jammer kan sê nie. Dis hoekom ek nie kan 'n gesprek deurvoer nie. Ek is te vol van myself. Ek wil lees. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie.
En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So Satan was eers 'n engel van musiek. Don't use music wrong. 1 Samuel 16. Speel, dan kom 'n bose gees oor Saul, en as Dawid goddelike musiek speel, verdwyn die bose gees. Musiek kan bose geeste aantrek of wegjaag. As jy worship in die kerk, en jou hart is nie ingestel met Jesus nie, en dit is net lekker en fun, en jy dans voor die Here, maar dit gaan nie oor Jesus nie, jy is so van die pad af. Jy kort Jesus. Weet julle wat doen ek? Ek staan met hier stil en stel ek my aan. Here, my hart stel ek nou, my hart stel ek. Baie eenvoudig, ek doen dit, prakties. Nou, na 34 jaar. Here, ek stel, as ek moet oor geld preek, want ons moet daaroor praat, dat mense hulle tiendes moet gee. Dan stel ek my aan. Maar nie nou vir my nie, maar vir u. Okay, so stel jou aan. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan. Hy's 'n verloorder. Wat die hele wêreld verlei, hy's neergewerk op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerk. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil, en die krag, en die koningskap, die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broer is neergewerp. Hy wat hulle aangeklaag het voor ons God dag en nag, en hulle het hom oorwin, deur die bloed, sê bloed, van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. Hoor gou mooi, jy kan nie agteroor sit, en jou lekker verlekker in die bloed van die lam, maar jy het 'n getuienis. Jy moet 'n tema hê, jy moet 'n storie hê. Jy moet 'n getuienis hê. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, hoor gou wie het nie hulle lewe lief gehad nie. Evangeliste, sendlinge, Christene, pastore. Want hulle het alles vir God gegee. Dit beteken jy met jouself haat nie, lees die skrif reg. Hoor gou wat sê. Oor hemele en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. Hoogmoed! Ek is beter as 'n ander. Pas op. Nommer 2. Hoe die gees, ons in die gees baie keer lei. Kyk na die toneel. LGTB. LGBT plus. Weet julle waarvoor staan die plus? Wil jy eers uitwy op die ander? Plus is, it can continue. Of dit nou later 'n donkie is. Dis die waarheid, gaan kyk. Gaan kyk na hulle uitsprake. Dit kan later 'n donkie wees, dit kan 'n krokodil wees. Mag die krokodil jou goed afbyt. En die donkie jou skop, dat hulle in jou keel gaan sit soos mangels. Hoor 'n bietjie, hoekom tart julle God? Ek gaan nie terughou nie. Ek hou nie terug nie. Hierdie is uit die put van die hel. My God het gesê, man en man sal nie trou nie, en vrou sal nie trou nie. Gaan ons hulle liefde gee as hulle hier kom? Ja, hier kom baie. En hulle weet hulle kry liefde. Hulle weet ons vertel van Jesus. Maar hulle moenie dink hulle gaan so bly nie. Nou kom 'n dag, as jy bly volhard, dat ek wat vir jou liefde gegee het, met vir jou sê, ek skud die stof van my voete af.
Ouers, wat kinders het wat gay is. Behandel hulle mooi en laat hulle na jou huis toe kom. Wees lief vir hulle. Moenie elke dag vir hulle preekie, maar lewe hulle 'n lewe. En sit met hulle en praat met hulle. Maar ouers, julle kan nie die maatjie onder die dak toelaat nie. Ouers, julle kan nie laat hulle saam slaap daar nie. Ouers, julle kan nie hulle huwelik bywoon nie. Ek wil vandag vir jou sê, wil 2 skrifte lees. Die regering kan wat sê. Die kerk kan wat sê. En dit is 'n skande dat die kerk agter die regering aangeloop het. En sekere sogenaamde kerk, julle is nie 'n kerk nie. Julle is 'n bespotting. Julle wat gay huwelike toelaat. Julle is 'n bespotting. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Romeine 1 vers 32 wil ek aanhaal. Maar die hele Romeine 1 praat God teen man en vrou, wat die natuurlike verkeer verlaat het en mekaar aangehang het. En God sê hy het hulle oorgegee in hulle hartstogte. Julle weet dat Sodom en Gomorra, waar Lot gebly het, hulle wil met die engele homoseksualiteit bedryf het. En God het vuur en swavel laat neerdaal. En vandag die dooie see is met sout toegemaak. Dis wat Sodom was en Gomorra. En wat beteken Sodom? Sodomiet. 2 man. Ons hoef nie 7 jaar en 30 jaar te sit in ringvergaderings en te besluit as ons nou reg of verkeerd nie. Ons kan 'n Bybeltjie lees net en net daar sien die vers sê dit is verkeerd. Maar ons leer 7 jaar en dan wil ons vir God daarna in die oog kom steek. Julle moet hierdie woord hoor. Ek is nog daar vir my salaris by die kerk. Dan verraai jy God. Ja, maar ek is daar om hulle reg te kry. Vat 'n kool en sit hom in as, hy raak ook as. Ek het nog nooit gesien as raak lewendig met 1 kool. Jy kan van buite af hulle change. Kom ek lees vir jou Romeine 1 vers 32. Julle wat sê, maar ek is nie man en vrou nie, maar ek keer dit net goed, want ek het genade van God oor hulle. Ek keer dit goed. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed. So hierdie ou ken sy Bybel. Dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Dis Nuwe Testament. Nuwe Testament. Nuwe Testament. Is nie 'n wet nie, God sê dit. God het reëls. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Jy gaan hel toe as jy jou goedkeuring gee aan dit. As nie 'n ander manier nie, moenie die skrif draai nie, roep genade net soos jy wil, daar staan dit. Jy kan nie jouself 'n Christen noem as jy dit goedkeur nie. Ek sê weer, kom stap hulle in, gee ons hulle liefde. Maar kom ek verduidelik gou vir julle 'n scenario. As daar 2 lesbiene kom na my gemeente toe, en hulle kom die eerste Sondag en loop hand aan hand, los ek hulle. En ek vertel hulle van Jesus. Tweede Sondag loop hulle weer, roep ek hulle. Sê, luister, hier sit kinders. Julle gaan nie hand aan hand loop nie. Want julle maar, so bly hier, ons is lief vir julle, en julle gaan change, maar as julle nie wil nie, trek. Ek gaan nie, dat ek die tweeetjies so moet beskerm met genade, dat die 200 kinders wat daar sit, heel confused huis toe gaan nie. Van die 2 vrouens, wat julle weet hier in hierdie plek, het hulle gekom. Hulle het gesê, is 2 lesbiene in 'n tent. Het hulle gelos die hand. Ek het gewag tot die oggend. En terwyl ek preek, toe wil hulle sit te vry. Ek wou nog aan die einde met hulle praat, maar dit was te vinnig. Jaco onthou jy. En hulle bekeer. En as Jesus se bloed jou skoon was, is jy skoon. Kom ek lees nog vir jou iets. 1 Timoteus 1 vers 9 tot 10 wil ek graag vir predikante lees, wat vir 30, 40 jaar, julle het 7 jaar geleer, en julle is uit Grieks uit en uit Hebreëus uit, en julle kom by mekaar, en julle praat oor homoseksualiteit, moet ons dit toelaat, moet ons nie, en julle het dit ingebring. En as hy weet, dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie,
maar vir die wettelose. So daar is nog 'n wet vir die wettelose. Lees hierdie stuk reg. Ons is nie onder die wet nie. Die regverdige nie. Maar daar is 'n wet vir die wettelose. Maar die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges. As jy loop 'n rook, is jy heilig. So val jy onder onheilige. Ek vra net. En ongewydes, vadermoorders en moedermoordenaars, moordenaars, hoereerders, sodomiete. Predikant, toe julle so sit en debatteer in julle 30 jaar, wat julle God so verraai met 'n gebedjie open, het julle dit nog nie gelees? Sodomiet van Sodom af. En God het dit gecover. Dit staan in die 1953 vertaling. Nuwe vertaling sê se homoseksuality. Het julle dit nie gesien nie? Jy het mos Grieks en Hebreëus. Ek spot ja. Want jy het jou salaris bo God gekies. En jy gaan vir God verduidelik hoeveel kinders verlore gaan. 1 Timoteus 1 vers 9 tot 10. As jy dit in die 30 jaar van jou ringsittings nie gesien het nie. Daar was 'n tyd wat hulle maand daar by die skool geopen het. Hulle was die alleen toegelaat is. Ek onthou 'n tyd. Ons mag hê, ek is 'n bosprediker gewees. Mag jy by 'n skool open nie, want ek is nie 'n broederbonder nie. Ek is nie 'n vrymesselaar nie. Ek kom nie uit hierdie hoofstroom uit nie. Hulle het geopen en kindertjies besprinkel. Vandag wil ek jou vra. Ek wil vandag vir jou vra, het jy toe God verheerlik deur jou liegtery vir al daai massas kinders elke maandagoggend? Ek gaan nie terug en nou sit daar een, maar ek doen nie dit die rooi is. Dan moet jy uitkom man en los jou slapgeit. Los hulle met hulle gemors en kom uit. Maar die hoeksteen is gelê deur eerwaarde dit en dit. Eerwaarde dit en dit, hy was nog kind van God. Ek is deur so kerk se dominee na die Here toe gelei. Op skool. Vol van die Here. Hulle het sendingwerk ingebring. Ons happy klippies, dink ons het gearriveer. Ja. Ons pocket self die geld. Dit gaan nie sending doen meer. 95% tot 99% van ons happy klippies. En dat doen ons eendag, soos ek by die pastoor sê. Ons staan by die robot en dat deel ons kook uit vir die mense met 'n Texas. Ek sê, maar dis mooi. Wanneer was dit? Nie 11 jaar terug. Wat het jy intussen gedoen? Strys, jy was daai dag by. Daar bo in die noorde. Wat het jy toe gedoen? Is dit net hierdie wat trailer wat nou wit is gekry? Hy het nog papnat gewees die volgende oggend. Nou sit ek kyk hy my so. Ek moet nog preek by hom. Hierdie week ook. Bel 'n vrou. Mag 'n vrou preek in die kerk. Sy groet nie eers ordentlik die ongeskikte ding. Sy sê, mag 'n vrou preek. Ek sê, lees Romeine 16. Ek sê, Deborah was 'n vrou en God het haar aangestel as die hoof van Israel. Waar val jy uit? Natuurlik moet sy onder haar man se covering bly. Ek stem ook nie saam dat 'n vrou skei en dan is sy gister geskei na Randse kerke en sulke goedie. Ja, seker goed, maar so stem ek vice versa nie saam nie. Maar hoor gou mooi. En hierdie vrou sê vir my, okay, ek het gehoor wat ek wil. Sy sal dan naby. Ek sê so, nou nooi jy my nie meer. Nee, weet jy wat, my dagboek is in elk geval vol. Sy judge my op 'n punt of 'n vrou mag preek of nie. Ek is nie 'n vrou nie, hoor. Ek sou kom preek het. Jy so vol godsdiens, dat die wat ek so voor gepreek het by God uitgekom het, nou verlore gaan. So vol godsdiens is jy. Okay. Kom ons kom by die geld. Nommer 3 van die skatkis. Hey, what up, say?
ek hou sommer vir julle voor, 'n vrou kom, en sy gooi 'n oortjie in, of 2 oortjies, ek kan nou nie onthou nie. Baie mense verdraai hierdie skrif, net weer 'n sluk vat. Eers my jakkelsgesig opsit, voor ek 'n slag vat. As ek nie nou mag sypie, dan mag ek mos daar buite ook nie sypie. So, amen. Sê maar net. Een dominee vra eendag vir my, Rooius, my kollega staan daar by die rugby, hy steek sy sigaret, ook 'n dominee, omkeer om. Die ander dominee het nooit gedrink nie. Hy sê, dink jy hy's dronk? Ek het baie keer my sigaret omkeer aangesteek, want ek was gesiek. Dink jy hy's dronk? Steek sy sigaret omkeer aan. Dis Saterdag namiddag. Sondag staan hy met daai babbelas, wyn, bier, brandewyn asem en wil oor God se genade praat. Sies. Maar hierdie vrou kom en ons verdraai die ding en nou kom mense en gooi ook net vir God so 'n bietjie in. Jy's 'n miljonair. Maar jy gooi God net 50 sent in, want die vrou het net so 'n bietjie ingegooi en God was tevrede. Jy lees die Bybel verkeerd. Sy het alles wat sy gehad het ingegooi. Alles! Dis is 'n miljonair wat 2 miljoen rand besit en hy kom stap vorentoe en gooi 2 miljoen rand in. Dan vergelyk jy met die vrou. Want dan gooi jy ook alles in. Ek sê nie jy moet kom en alles ingooi nie. God het ook niemand gesê kom gooi alles in nie. God het net eendag vir 'n ryk man gesê, jy's wonderlik wat jy doen. Jy onderhou alles, wonderlik. Maar as jy perfek wil wees, gaan verkoop alles. Nou verdraai ons daai stuk ook. En nou verkoop party mense alles en hulle gaan bly in bankrotskap. As jy wil perfek wees. Maar daarna moet jy 'n bietjie Bybel lees en die Here dien. En die geld gebruik het, nie om dan in 'n krot te gaan bly nie, maar die geld Hoekom lieg so baie mense? Hoe baie geld het hulle gehad en toe gee hulle alles weg vir God. En dan as jy ingaan in hulle verlede, dat hulle bankrot gespeel. Hy het nooit sy goed vir God gegee nie, hy het 'n ander alternatief gevat. Daar is mense wat hulle geld gelos het en hulle besittings. Wonderlik, maar moenie lieg nie. Net soos die ou wat sê elke naweek het ek 3 kiste whisky uitgedrink. Jy lieg, dan 2 of 3 bottels uitdrink. Hou op. Ek het myself aan die begin om so gegooi. OK. Het al ou hier gehad, JP. Ander JP. Van die vakansie af kom toe hy 58 girls gehad. Maar hy was net 32 dae weg. Ek sê noem vir my 5. Toe kan hy nie hulle name onthou nie. Maar besop vir daar nie. OK. Hierdie vrou gooi in. En die ryk man. Is daar nie baie van ons? Mense moet dan sien my 100 rand. Of ek gee my 10de. En as die pastoor nie volgens my pype dans nie, vat ek my 10de weg. Praat jy as die pastoor syp, moet jy al weg gewees het. As die pastoor nie evangelisasie in sy kerk doen nie, moes jy al weg gewees het. As die pastoor met 'n ander vrou rond loop, dan moet jy weg gewees. Ek praat van gewone menslike goed. As die pastoor nou nie doen wat ek sê nie. As hy daai projek deurvoer, vat ek my 10de weg. God gaan vir jou wegvat. Hou jy op, so slim hou. Ek wil net gou terugkom. Nou net se ding toe en Jesus laat hulle uit. En ek merk iets. Direk daarna is die storie waar hy loop die volgende oggend, na hy uitgeslat het, by die vyeboom verby. En hy loop om, en hy's honger, en hy tel op. En is net blare in die vye nie. En hy sê jy verdroog. Ek wil daai saamlees met die kerk van die vorige dag. Want hy saam geskryf. As die kerk nie vrug het nie, gaan hy verdroog. Ek wil sommer ook iets sê. Hou op teen pastore praat wat baie mense in die kerk het. Mega churches. Hou op daarteen praat. Daar is wat spog en wat nie by God is en hulle word nie getrek met die reël dinge nie. Maar stop met dit. As jy net 10 mense het. As jy nou op 'n plaas bly soos ons, dan het jy nie baie nie. Maar as jy in 'n dorp bly of in 'n stad
En jy het al 20 jaar jou kerk, jy het steeds 10 mense in. Pastoor, dan sê ek vir jou, jy is lui. Ek het ook my eerste jaar hierdie siening gehad. Al sit net ek 'n Stella hier, maar die waarheid sal ons spreek. In die meeste haal dit aan in ons Pinksterkerke. Omdat jy min mense het. Jy het min mense om in die straat toe gaan nie hospitaal toe gaan nie daar buite gaan werk nie. Jy's lui. Dis hoekom jy min mense het. Kom ons slag by die waarheid uit. En gaan met die volgende kerkraad bespreek dit. Die pastoor wat baie mense het, werk. Wil jy sê dit gaan, toe Petrus die mense doop, toe doop hy 3000. 'n mega church. Ja. Is Petrus van die pad af. Maar ek hou van daai ou in Australië, ek dink is Australië wat nou weer, hoeveel duisende het hy nou gedoop? Sy motto in sy kerk is, 1 to 1. 1 to 1. Hoor jy? 1 to 1. Nie massas nie. Ek like te sê, ek wil massas hê. Hy sê 1 to 1. En hy het nou weer, stel sulke rye op, julle moet dit gaan kyk. Op Global News. Sulke Christian Global News. Rye, het dop hulle. En jy moet sy hart hoor, sag. One by one, bring ons hulle aan. Okay. Kom ons gaan aan. Nommer 4, rook, dwelms. Ek wil net weer sê, bring rook en dwelms, emfyseem, bring dit kanker, bring dit die dood, word ons tande bederf, word ons bene pak het op, raak jou vel van die nikotienstukken. Is dit waar? Luister na die skrif uit die Nuwe Testament. Nuwe Testament van 'n God van liefde sê die volgende, en kom ons breek dit op. Weet julle nie dat julle rokers, nie rokers, drinkers, die tempel van God is? As jy so suip en jy val, jy het nie eens nerf af. En die gees van God in julle woon nie, so God se gees woon in ons. So jy is meer gepla om nie hier te rook, binne in die gebou nie, as wat God, wat in jou woon, dit kan maar gou. Wat dink jy van God? Laas Sondag preek is hier, direk daarna loop hy uit en hy gaan tel stompies op. Dis wat hy van God dink. Okay. As iemand die tempel van God skend, wat is skend? Stikkend maak, beskadig, emfyseem, longkanker. Toe Andres en Devin op TikTok was die week, jy daai vrou gehoor wat ingeskakel het, van die emfyseem, hoe moeilik sy praat. Hoor gou mooi, so jy beskadig jou liggaam, drank, lewer, aantassings, babbelas, breinselle wat doodgaan. Hoor gou, sal God hom skend. Wat sê God? Jy mors met die tempel en jy skend hom, ek gaan jou skend. Is dit dan reg om te sê, party mense het die arms en bene nie, oor rook? Party mense gaan dood, oor sekere siektes, oor rook. 15 jaar terug was dit 5333. Mense 'n dag in Suid-Afrikaanse hospitale dood aan rook verwant. Weet jy wat is dit nou? 8000, 12000. Dit is hoekom die staat dit noem sondebelasting. Dit kos die staat geweldig duur vir rokers in die land. Dis hoekom hulle hierdie wette aanbring. Want die staat betaal geweldig duur aan siektes uit rook uit. So moet so 'n bietjie verder dink. Okay. So as jy God se tempel skend, as dan nie miskien nie, sal God jou skend. So as jy bly rook en jy spog, ek rook, my pa het 50 jaar gerook, ek rook 20 jaar, jy tart God. Hoor wat hy sê, ek gaan jou skend. God, as hy iets sê, sal dit waar word. Elke roker, elke een wat hierdie liggaam skend, en ook oor oorvreetery, ja. Ek sien hulle sê altyd ek oorvreet. Want hulle ken my nie, maar hulle het laag gaan. Maar luister hier, almal wat dik is nie te sê is oorvreet. Ek is nou nie meer dik nie. Nou wonder ek wat gaan hulle sê.
Maar die feit is, ek was in 'n landmynongeluk. So ek roei met my gewig. Ek kyk gister 'n artikel oor inspuitings. Ek gaan nou nie sê ja of nee nie, oor die Marmaak inspuitings. Ek gaan nie so iets doen nie, maar hoor gou mooi. Maar ek sien 'n paar verhale wat my na in die hart is. 'n Paar vrouens wat sê, luister, ek eet nie baie nie. Ek kry swaar. En ek het maar gekies op die inspuiting, al is daar neeweffekte ook, want ek wil 'n lekkerder lewe, 'n beter lewe, net my laaste tyd hê. En ek besef die uitroep. Sy kan nie oefen nie, sy kan nie iets doen nie. Moenie altyd net sê mense is sleg wat dik is. My probleem is, ek wil nou nie spog nie. Ek het maar geraak. Maar jy's nog steeds 'n sondige lewe. Ek wil nou nie vandag gesê het en jy het lelik gebly nie. En dit sal nou lelik gelyk het. Ek gaan nie haar naam noem nie, maar ek like 'n sangeres wat vir God sing. Sy nou die dag getuig, en sy sê haar matriekboyfriend het haar afgesê, omdat sy bietjie dikkerig was. Dus sy kyk hoe lyk ek vandag, en hoe lyk jy nou? Maar oké, ons moet nou nie, maar dit was nogal oulik. Oké, oorspel, ja! Ek weet nie wil julle hierna kyk hier. Mag daar vir mans en vrouens wat in die huwelik is, sommer vanaand, hierdie toneel, dat julle sal op julle tweede hand nie moet gaan. Hopla. Kom nou, ons moet gou maak. Ons moet gou maak, kyk, dis ons gou. Hierdie twee wat hier staan is soen, is 'n ander man. Nou, dis gedramatiseer, maar dit stel voor, 'n ander man se vrou. Jy sê maar is aklig. Kan ek gou vir jou sê, jy wat die fotootjies groter maak op Facebook en beloer, dis ook aklig. Jy wat die porn kyk, dis ook aklig. Elke mens wat porn kyk, het homself by die Universiteit van Satan ingeskryf om 'n kindermolesteerder te word. Hoor julle wat ek sê? Elke mens wat porn kyk, is besig om te gradueer vir 'n kindermolesteerder. Ek wens geluk hierdie week 'n dwyf wat in die babaskoentjies is. Ek wil amper sê nog pregnant is. Nog ver, maar dank God wat dit is al uitgeraak. Deur sy gees. Is dit veroorsaak dat ja, ek wil nie nou daaroor preek, maar laas week die hele land in die gang geraak het. Na ons wat 284.000 views gekry het, of 840.000 views gekry het, om te praat oor die man wat sê, ander nasies moet doodgemaak word. Toe spring almal in. En hulle post ons foto's, so toe weet ons, dis ons. Want ons die foto het ek verander. Maar, jy kan 'n verskil maak. Maar Wave Movement, nie 'n politieke party nie, 'n Christen drukgroep as God sou sê, gaan nou al lank so aan, die Here het nog nie groen lig gegee nie, maar hy het ook nie gesê ek moenie. Hoor gou mooi. Hulle het eergister 'n 45-jarige man gevang op 'n 3-jarige kaal kind. Vieslik uit die put van die hel. Ons het 'n paar sulke gevalle hier. Van kinders wat gemolesteer was. Ons het gister die polisie hier gehad daaroor. Hoor gou mooi. Nie hier gemolesteer is nie, by hulle ouers. Ouers, ons kom. Hoor gou mooi. Hoor gou mooi. En as die saak besig is, ouers, sal jy nie jou kind weer hier wegvat nie. Ek sê dit sommer nou vir die ouers, want hulle kyk. As jou kind gemolesteer was, en ek is besig met die saak, sal jou kind hier bly tot die einde. Want ons sal die interdik kry. Jy gaan nie weer hulle mond stil maak. Hier is 'n geval waar 2 ouers 'n kind se mond stil maak deur 'n interdik. Hulle stuur vir ons, na die interdik toegestaan is, ek en Wally en die kind moet stil bly.
Hulle het nog nooit eers 'n ding op ons gedien nie. Tot die landdros, kort iets. Jy moet eers dien op 'n ou, en dan te hou 'n geleentheid, en dan kan jy 'n uitspraak gee. Ek sal graag hy landdros wil ontmoet. En dan moet groot fout wees. Groot fout wees. OK, maar kom ons los dit nou. Hoor gou. Oorspel. Julle gebede word verhinder, omdat julle ander kyk. Omdat ons loop 'n bout kyk, word ons gebede verhinder. Uitspraakies soos, nou kom jy hierso. Jy kan nou nie, hoe vang hulle op? Jy mos nou 'n groot mens, jy weet mos nou. Oorspel en egbreek. Help my net gou tussen daai twee. OK, ons gaan op 'n ander dag 'n lering gee. Egbreek is as jy nie eg is. En jy breek dit om by iemand anders te gaan kuier. Oorspel loop eintlik amper saam, maar dit kan 'n ongetroude mens ook wees wat by 'n getroude gaan kuier. En oorspel loop ook saam met mense voor die huwelik. So het julle hom nou. Ons kan dit op 'n ander dag uitbreek. Maar opbreek. Ek is haas om af te sluit. Dankie dat jy dit gevra het. Nou, as jy net dink in die aand voor jy in die slaap raak. Hey, daai girl in matriek. Sy nou vanaand hier langs my gelê, en nou Stella was nou nie hier nie. Maan skyn in rose. Hoekom is dit altyd groen aan die ander kant van die draad? Omdat jy daar gepiepie het. As water wat die grasies nat gemaak het. Weldra sal dit vrek. Ek lees Galasiërs 5 vanaf vers 19. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry. Onreinheid is weer aan. Towery, magic. Towery, vyandskap, die oorspronklike vertaling op towery. En in Openbaring 21 vers 8, vrees en towery is mense wat hulle vergryp het aan medikasie. Hoor julle mooi? As jy fout met 'n kopseerpilletjie nie. God het goeie dinge gegee. Mense wat hulle vergryp aan medikasie. En op medikasie vertrou daagliks. God sê jy het moeilikheid. Ek praat nou nie iemand wat kronies siek is, emfyseemleier wat nou moet goeie middels aangooi en opsit nie. Jy mag dit gebruik. Ons praat mense wat hulle totaal, hulle maak keer niks, maar grandpa poeier is aan die orde van die dag. Jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afgunsmoord, dronkenskap, brassery, oorvreed en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek ook al vroeër gesê het. Puma, het jy brassery gehoor? Waar's Puma? Ek vra net, het jy brassery gehoor? Maar jy's 'n jong man, jy kan lekker eet, hoor, daar's niks fout nie. Okay, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hoor 'n bietjie daar, naaiwer, twis veroorsaak. Hier tussen ons kamers, aan mekaar twis veroorsaak. Gaan die koninkryk van God nie beerwe nie. As iemand moet sê abortus is verkeerd, beteken hy daai twis veroorsaak? Nee. Jy moet die waarheid opstaan. Die laaste een, die jakkals Christen. Ek het 'n hele ander, ek preek eendag saam met 'n ou, 'n evangelis, en hy sê, hy moet nou weer 2 weke op 'n plek gaan preek, laat hy net kan geld maak. Dis hoekom jy nie siele wen nie. As jy na 'n plek toe ry om te preek en jy dink jy kry geld, God het my regtig geseën 34 jaar, maar ek het daaraan gewerk. Daar was net by een preek wat ek gehoop het ek kry daai dag iets. En ek het ook nie my verloor daar nie. Ek het al my jare, as ek na 'n plek toe ry, nog nooit, soos in nog nooit, gedink ek moet iets kry nie. Ek stel my ook in, as kom dit in my gedagte? Ja. Ja, want ons het geld nodig. Al wat ek nie duld nie, en ek het dit eendag gedoen, en die kerk moet ophou lieg. Moenie vooraf besluit wat gee jy 'n besoekende prediker, jy gaan hom R2000 gee.
En dan staan jy voor die gemeente en sê, ons samel nou in vir Rooies. En jy kry 15,000. En jy gee net die 2,000. Jy steel, jy lieg. Nou dit het ek in my lewe baie gekry. En toe op 'n dag, vra vir Stella naby 'n seedorp, kom ons. En ons preek. En hulle 2 mandjies uit in die pastoor sê, daai passie wat daar buite is, loop nie op water nie, gooi in vir Rooies. En ek onthou Willie Sanders vir my gesê het, hou 'n bietjie dop as hulle vir jou insamel. En ek sien die manne gooi 200 in, 100. Dis vir Rooies. Se trip. En hulle kom sit die mandjies neer, en toe hulle neersit en bid, o Here, dat Rooies dit sal aanwend reg, kom hulle met 'n koevertjie. Die goed is nog daar. En hulle gee dit vir my. En ek vat hom so in die son, ek het dit nog nooit so iets gedoen nie. Vra haar, na sy R100 in. Skeer hom oop. Wow. Ek het nog nie begin preek, ek gooi hom daarin. Ek sê, ek soek niks van julle nie. Ek sê, my jy pastoor is 'n leienaar. En ek sê dit in die gemeente. Mense sê, julle kan nie sulke goed doen nie. Hey, as die man steel, steel hy. Hy steel nie voor my. Maar ons wil die rower van Absa Bank aankla. Maar die pastoor wat voor my steel moet gelos word. Strooi. Ek sê, julle vir my aangooi, almal sê ja. Ek sê, sien julle hier. Ek haal so uit bondels R200 en R100. Maar ek kry die R100. Ek preek klaar. Word eers vergesel na die voertuig toe nie. Kry nie eers 'n middagete nie. Ek weet nie hoe gebeur het, na 3 jaar het dieselfde gemeente nooi my. Hulle het 'n kerk gebou wat seker 10,000 mense kan vat. Maar baie groot. En iemand in daai kerk nooi my, maar dis dieselfde pastoor. En toe ek vorentoe geroep word, toe sê hulle, ons samel nie vir Rooies vandag en nie uit verniet kom optree. Dis mos reg? Ja. Dis reg. Ons is daai jare, ons kinders is klein. En so ry met die ou Jetta, ons het 'n bietjie 'n seevakansie ook gaan vat, sommer met die preek, ons kort geld. Ons het nogal nodig. Maar ek het regtig nie my gedagtes daarop ingestel nie. En hulle sê, sal jy vir meneer so en so? Kom sê nou maar Poggenpoel. Bid asseblief, hy is vandag hier besoek, dis die ou wat die kerk gebou het. Hy besit, ek gaan nou nie sê wat besit hy in die land nie, want nou weet almal, maar hierdie ou is in Sandton, in oral, hy besit klomp goed. Sal jy bid, een van sy hotelle het gisterand afgebrand. En ek vat die mic, verkeerde ding wat hulle doen. Ek sê, Here, meneer Poggenpoel wat hier sit, wonderlik, maar as daar nog drankplekke is, brand hulle af. Maar sy slaapplekke seën dit. Amen, en ek preek. Onthou, dis hulle grootste tiendebetaler. Ek uitloop, roep meneer Poggenpoel vir Stella. En hy loop saam. Hy sê, weet jy dat ek van 16 af by die huis weggeloop het, ek het hierdie koninkryk opgebou. Ek sê, dis wonderlik. Dis 'n mooi getuienis. Maar dit gee nie toestemming vir drankie. Dis nog jare van die kerk, checkboek, hy sê, kom nie. En die pastoor kom hardloop agterna. Hy wil sien, wat gaan nou gebeur? En hy maak die checkboek oop. Hy sê, niemand het my nog reg gehelp, want hulle soek net my geld. Hy maak die checkboek oop. Ons praat van 30 jaar terug. En hy skryf 'n R3,000 check uit. Hy trek hom so uit. Hy sê, dis vir jou en jou vrou. Ons hou vakansie. Ons eet 3 keer 'n dag. Ons kuier. Omdat ek die waarheid gepraat het. Ek sê maar net. Don't smeer heuning om die monde. Nou.
Ek wil vandag vir jou sê, ons het so 'n bietjie gewys, hoe lyk ons kerk? En ek en jy moet op ons neus in die lug druk en dink, dis ander wat die kerk so laat lyk. Ek sal by my begin. Ek laat lyk ook maar die kerk nie goed nie. Jy laat lyk nie die kerk goed nie. Ons almal is skuldig en daarom moet ons iets daaraan doen. En ek wil 'n laaste boodskap vir die ouens wat sê hulle gaan nie kerk toe nie. Want die kerk is so verkeerd. Wil ek net sê, moet jy asseblief dan nie aansluit by die kerkie? Want daarna sal die kerk ook weer verkeerd wees. Jy kry mense, hulle is so goed in hulle self. En almal daar buite is verkeerd. Jy kyk hulle op Facebook, hulle godsdienstige uitlatings. Stop daarvoor. Maar ek wil afsluit vandag en sê, hoe lank wil jy nog aangaan met jou sonde? As Jesus God is, volg hom na. As Baal God is, volg hom na. Wil jy nie vandag kies tussen die sonde en die Here nie? Daar's mense wat selfs Christene, maar te dek laag oor hulle doen en late. Hulle noem dit genade en noem dit allerhande goed. Ek noem dit vir jou, as jy voor God staan, gaan jy weet jy het gesondig. En ek gaan sê, jy het jou as 'n Christen rondgeloop, maar jy was nie 'n Christen nie. Vader, dankie vir elkeen wat gaan reageer vandag. Wat gaan besef, ons moet regkom. 1 Johannes 1 vers 9, ek moet my sondes bely. Here, ons like om Romeine aan te haal en te sê, daar is dan nou meer geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, wat in die Gees is. Dat ons hierdie ding reg sal verstaan. Ons haal dit aan, as ons in Christus is, as ons nie sondig nie, dan is daar geen veroordeling nie. Maar as ek onder die naam Christenskap loop en ek loop 'n Sondag, is daar veroordeling. Seën vandag asseblief, in die mooi naam van Jesus. Amen. Ek wil vra, dat hierdie is sommer heel, almal wat wil vandag sê, ek wil werklik uitstaan vir God, en ek wil vir God iets beteken. Deeltyds of voltyds, dat julle hier voorkom staan. Maar moenie kom om my te beïndruk nie. OK, dankie. Ek wil vandag, as ek hierdie vir mense nou bid, wat wil graag vir God iets beteken, vir jou vra, wil jy jou nie insluit hierby nie. En mag dit wees dat in die Gees jy ook olie ontvang, en dat God se vuur en krag op jou kom, en dat jy sal planne kry in die aand, en deur die dag, om traktaatjies te maak, Bybels uit te deel, en in 'n bediening in te stap. Die oes is groot, en die arbeiders is min. Prys die Here. Weer sê ek, wanneer ek dit doen, met hierdie mense doen ek dit ook vandag by die huis. En laat God sal seën, dat God nou bediening sal opwek, in Jesus naam. Jy kan nie 30 jaar 'n Christen wees, 20 jaar, 10 jaar, 2 jaar 'n Christen, en jy doen nog niks sielewen vir Christus nie. Amen. So, steek jou hand op as ek by jou kom, ek gaan nie bid oor jou situasie nie, ek bid dat jy in siele ingaan. Steek jou hande op asseblief. Dankie Here, raak elkeen aan. Net gou so 'n bietjie afval, in die naam van Jesus. Ook daar by die huis, as ek hier bid, raak God jou aan, vir sielewen. Sielewenner. Lang voor die tyd, het Samuel vir Dawid as president gesalf, as koning. En hy het nog lang tyd verloop. So ons kyk hier na vandag se toestand nie. Ons kyk vorentoe, dat jy 'n sielewenner sal wees. Sielewenner in Jesus naam. Sielewenner in Jesus naam. Sielewenner in Jesus naam. Sielewenner in Jesus naam.
Sielewenner in Jesus naam. Gister, sommer nou iets in die vlees, sit hy daar by Krokshop, en 'n paar manne kom doen armdruk. En die begin, Tiaan, onthou jy? En ek kyk hierdie ding, en die volgende oomblik, ek was met jou op die telefoon, Jaco, toe sê ek, wow, ek wil eers hier kyk. Kom ons vat dit gees toe. Don't judge somebody, as jy nie weet wat aangaan nie. Hou op hier loop en sê iemand is sleg. Want hy kan vandag sleg wees. En ons sal, as iemand teen my gedra en sê, nou is jy sleg. Maar, as Jesus jou verander het, is jy goed. Besop vir dit. God is besig om sielewenners te maak. God gaan kies 'n land wat vol woestyn is. Hy kies nie Amerika of Rusland, hy kies 'n smal landjie. God kies nie groot manne nie, hy kies vir Gideon. God kies vir Saul wat 'n baie bangbroek was. God kies 'n rooikop seentjie agter die skape, Dawid. Moenie so grand wees en na ander so kyk, dat eendag hierdie tipe mense, ek sê hierdie tipe, uitstyg nie. En ek wil sommer sê, as die familie van hierdie man kyk, bel my, want ek sukkel om julle op 'n foon te kry, so bel my. My nommer is onder aan die skerm. So ek sê dit sommer nou op media, want julle bel my nie, en ek kry nie julle in die hande nie. Bel my. Okay. Moenie hom verag nie. Andres het 'n droom gehad oor hom. Kyk, hy moet mooi weet, as hy nonsens aanjag, gaan hy hoor, hy jag nonsens aan. Ek prys hom nou nie met sy nonsens aanjag nie. Andres hoor in die droom, hoe word hy gespot oor sy hakkel. En Andres loop aan, hy ignore dit, en God sê, dit is my uitverkorene. So jy wat hom geminag het, jy het God se uitverkorene geminag. You got a problem. Dit sluit nie uit as hy môre, gaan nou nie sy sondes noem nie, strooi aan jag, gaan hy moeilikheid kry. Amen. Moenie dit misverstaan nie, hierdie uitverkorene beteken nie, ek kan nou strooi gaan jag. Amen. Ons gaan sit. Jesus, like you. Hoe was die ondervinding van hierdie akteurskap? Wow, dit was lekker. Ek sê dit weer wil doen. Ons het nie reg geneem nie. Dit was nie reg geneem nie, ons moet dit weer doen.